Here Jesus, dankie dat ek vanoggend aan U behoort. Here, dankie dat ek weet as ek 'n keuse maak om U te volg, Here, dan sal U daar wees vir my, Jesus. Papa Vader, vanoggend bid ek, Here, dat ons elkeen sal besef hoe belangrik dit is om U in ons lewe te hê. Without Jesus, we are nothing. Without Jesus, we can't go anywhere. Without Jesus, we won't achieve anything. Because we need You, Jesus. We need Jesus, the Messiah, in our lives this morning. We need the King of Kings in our lives this morning. Ons het U so brood nodig in ons lewe. Sonder U kan ons nie lig wees nie. Sonder U kan ons nie vol word nie. Sonder U sal ons niks wees nie, Jesus. And I come this morning and I just pray that You will come into this place and that You will fill our hearts, that You will fill our minds this morning, so that we will know that You are the King of Kings. Here Jesus, ek is so opgewonde oor wat U vanoggend wil kom doen, Here. Ek is so opgewonde dat U vanoggend, Here, dat ons kan kom sê, Here, we all belong to You, Jesus. Elke stukkie van my lewe, van my gedagtes, Here, behoort aan U, Here, sodat my fokus U sal wees, Jesus. So ek kom vanoggend, Here, dat ek bid dat U ons elkeen sal kom aanraak. Here, ek bid dat U Heilige Gees vanoggend die werk sal kom doen, Here, dat U ons sal kom aankla as ons aangekla word, Here, as U ons moet kom, Here, kom red ons as U ons moet kom red, maar doen net iets vanoggend vir elke persoon in hierdie plek. Is my gebed, Here Jesus. Because You are the great I am, Here Jesus, en ons geen ander God as U, Jesus. Here, ons kan hoe hard na die wêreld, ons kan hoe hard na die dinge van dit help nie, ons het U nodig, Here Jesus. So Here Jesus, ek bid vanoggend dat U ons sal kom aanraak nou. Here, ek bid daar waar elke persoon staan, Here, daar waar, Here, ek gee dit oor in U hand vanoggend, Here Jesus. Ek kom en ek gee ons elkeen in U hand oor vanoggend, Here. Ek pleit die bloed van Jesus oor ons vanoggend, Here Jesus. Because You are the great I am, Jesus. Dankie Jesus vir dit wat U doen nou. Here, dankie dat U vanoggend net kom oorneem en kom beheer vat van ons, Here Jesus. Want U is net daar vir ons, Here. U is vir ons, Here, ons het U so nodig vanoggend, Here Jesus. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. So ek wil met julle praat oor iets vanoggend wat die Here op my hart gelê, maar this morning when I was standing at the back, I actually realized God was starting to work with me on this message about 3 weeks ago. So wat gebeur het is, ek het 'n foto gesien op, julle like ons van Facebook, né? Ons like van Facebook en al die lekker dinge waar ons die goedertjies kan sien. En ek sien hierdie foto van die nagmaaltafel. So dis basically, ek het vir die span 'n foto gegee en gesê, dis hoe hy moet lyk. Niks meer nie, niks minder nie, net so. En jy doen dit, as ek vang jy van sit iets by, dan is dat moeilikheid. Okay? So, en ek kon nie verstaan nie. En ek staan vanoggend daar en ek kyk na die tafel en ek besef, my die Here het al begin 2-3 weke terug met my werk, toe ek die eerste keer die prentjie gesien het. En verlede Sondag staan ons hier so ons sing, en ons sing daai liedjie Jesus Messiah. En ek dink, Here, U is Jesus die Messias, maar ons weet dit, we know it. But do we really know it? En ek los dit op, en ek gaan dit verder, ek sprei julle kom die kant, want ek bietjie meer aan die kant. Terwyl ek so net wonder, sê ek, okay, Here, so my tema vir hierdie Sondag is Jesus die Messias. So, dit is so maklik. En ek gaan vir jou vanoggend, ek dink, my vrou besef nie wat het sy gedoen toe sy daai boek vir my gegee het. Nee, ek dink, we need to be world changers people. Ek wil jou vra, waar is jou skape vanoggend? Wie het jy saamgebring vanoggend? Jy nou jou kinders saamgebring? Waar het jy saamgebring? Ons is veronderstel om hierdie kerk vol te sit, want ons is veronderstel om elke week mense te bring om by Jesus uit te kom. But you know what we do? Ons keep it vir onsself. Ons hou dit net vir onsself. Ons wil nie met die wêreld sê nie, want daar gaan nie genoeg wees as ek dit op met die wêreld sê nie. Ek weet nie wat is ons gedagtes nie. But Jesus is everything for everyone. En so, daar is iets besig om my te gebeur. So julle gaan maar moet vashou en vassit in die volgende paar weke,
want ek besig is met hierdie, want ek glo God gaan ons dorp ontdop, as dit van my afhang. Want dit is tyd dat ons mense kry om waarlik Jesus te volg. Okay? So ek gaan nou my preek toe gaan, maar dan gaan ek uitgaan weer waar ek wil wees. Okay, so hierso, wat beteken, ek het gegaan en ek het gesê, okay, Jesus Messiah, wat beteken die woord Jesus? So Jesus beteken die Here red. Eenvoudig. Die Here is ons redder. Jesus het gekom om sy kinders te red. Dit is wat ons leer in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. En hy het nie gekom om ons te judge nie, hy het gekom om ons vry te maak. En as gevolg van die feit dat Jesus gekom het om my en jou vry te maak en ons te red van waarop al ons was en wie ons was, beteken dat as ons Jesus begin volg, we have to go all in. Jy kan nie gedeeltelik ingaan, hoor. Ek het dit net besef. As jy vir Jesus volg, moet jy alles gee. Gee jy jou finansies vir die Here. Gee jy jou huwelik vir die Here. Gee jy jou verhoudings vir die Here. Gee jy jou besigheid vir die Here. Ons het nodig om Jesus alles te gee. Want sonder Jesus is ons eintlik niks nie. Voor Jesus, wat jy Jesus aangeneem het, as jy verlosser en saligmaker, het jy eintlik niks gewees nie. Want waar was jy op pad, voordat jy Jesus gehad het? Reguit hel toe. Jy het reguit hel toe gegaan. En nou weet jy wat in my hart sê. En dis seker waar ek nou met hierdie Here ding kom vanoggend, is Jesus het gekom om my wat Petrus is te red. Oor die 2000 jaar terug was hy hier op aarde gewees, hy het kom loop tussen mense, en weet jy wat is die ergste? Mense het hom lief gehad en het hom geaanbid, maar toe die pomp op die venster toe wil hulle hom kruisig. Toe sê hulle, crucify, crucify. En dis wat met ons ook gebeur partykeer, omdat ons kinders van God is, wanneer jy in die wêreld is almal jou pelle, né? Jy die beste pelle ooit. Maar wanneer jy Jesus begin volg en nie meer so lekker is, soos ek nou maar sê, soos in die lewe, nie lekker druk nie, nie lekker dinge doen nie, dan wat gebeur? Hulle gooi jou weg. Hulle dink jy's nie goed genoeg nie. Jy's 'n party pooper, soos hulle sal sê. Ek kan 'n paar ander woorde ook sê, maar saam. Julle kan nie met die tanklings invul. Julle was ook in die wêreld. But when we follow Jesus, it's the straight and narrow. And just that. So Jesus het gekom om jou en my te red. So wanneer ek en jy gered is, moet daar nie tyd wees vir die wêreld in jou lewe nie. Nou, dis baie moeilik. Maar ons moet veronderstel om all in vir Jesus te wees. Ons het veronderstel om ons alles vir Jesus te gee. En dis kom ek nou vir, gee elke faset van jou lewe vir Jesus. Elke verhouding, jou finansies, jou jou gesondheid. Ek is siek. Ja, Jesus maak ons daai gesond gemaak. Kan jou gesond maak. Because that's who he is. Okay, so dis Jesus. Die betekenis van Jesus, ek warm al volgende. Wat beteken Messias? Wie kan my sê wat beteken die woord Messias? Gesalfde een. Jesus, the Messiah. So Jesus het gekom om my te red, en hy is die gesalfde een, so dit beteken, ek is 'n gesalfde van Jesus, want hy is my koning. Wow, hoe amazing is dit? Jesus, die Messias, het gekom om my deel van sy familie te maak. Maar hy is gesalf. Hy was die een wat uitverkies is, sodat ek en jy gered kan word. So hy was nie enig, hy was God se kind. Hy het gekom om die weg vir jou en my te baan, om in die hemel te kom. Ek en jy het 'n keuse.
Gaan ons hom volg? Of gaan ons nog in die wêreld wees? Jesus, en ek het eintlik nie genoeg woorde in my woordeskat om te verduidelik oor hoe amazing God eintlik is vanoggend. Ons verstaan nie, daai wat Jesus aan die kruis gedoen het, is eintlik, moet ons hele lewe so drasties verander. Jy moet eet, drink, slaap net Jesus. Bybel. Daar moet niks anders wees. Wat het jou verander? En as jy nie verander het toe jy Jesus aangeneem het nie, dan is nog fout. Because something must change in you. Want God is 'n wêreldveranderde persoon. Hy verander die wêreld waar hy gaan. Toe Jesus op aarde was, toe almal hom gevolg het en hom aangehang het, hy het die wêreld verander. Hy het mense se lewens verander. Mense kon nie gou genoeg na hom toe hardloop om net aan sy klere te raak om gesond te word nie. Hulle het gesê, Here, my kind is siek daar by die putnet. Jy hoef net 'n woord te spreek en hy sal gesond word. That's faith. That's obedience. En dis ook wat ons nodig het. Is om gehoorsaam te wees aan God. Wie is ouers wat hier sit? Hou jy van 'n soet kind? Do you like kids that listen to you? Obedient children, hè? Nou vir julle kinders, hier kom het. How can they be obedient if you are not obedient to God? Hoor jy? As jy nie gehoorsaam is aan God nie, hulle onthou kinders, hulle hou van examples. Hulle wil gelei word. So as mamma en papa hoor en doen, dan sal ek doen. Because I can follow them. Die mamas en papas wou nie dit gekyk het nie. So jy kan nie met jou kind raas en ek nou pas wat. Jy kan nie met jou kind raas, né? As jy self nie luister nie. Want hoe moet hy of sy vir jou luister as jy nie na God luister wat jy sê jou all in all is? Nou gaan ek baie ouers hier wat my kom sien. En hulle gaan my uithaal. Pastor, hy gaan nie my kom help. Just pray for him. Okay. So, om 'n gesalfde te gewees het in die Ou Testament. So, ek gaan nou so 'n bietjie Ou Testament toe. Om 'n gesalfde te gewees het in die Ou Testament. Wat het gebeur? Die persoon is gesalf met olie as 'n koning, 'n profeet of die priester. Okay? So, 'n koning was soos koning Dawid wat gesalf was as 'n koning. 'n Priester was Aaron wat die volk gelei het en dan 'n profeet was Elia wat gesalf was om die boodskap te bring. Okay. Toe Jesus aarde toe gekom het, is hy ook gesalf as die koning van die konings, maar hy het ook die titel gekry van profeet, priester en koning. So hy het so alles kom wegvat. Want onthou net as 'n bietjie, as jy nou gaan kyk in die Bybel, van die konings, soos, daar was die eerste koning, wie was die eerste koning? Koning Saul. Koning Saul was gesalf, maar hy was stout. Hy het nie geluister nie, hy het hoogmoed begin kry. En as gevolg van sy hoogmoed, het wat gebeur? Het hy gedink hy's amper beter as God, en het hy sy eie keuses gemaak. He didn't listen to God. Maar God het sy seun Jesus gestuur as die profeet, as die koning en die priester. Hoekom? Om vir ons te wys hoe moet dit wees. So, Saul het die pad byster geraak en Dawid was 'n goeie koning, maar hy het ook maar stout gewees. Hy het gelyk van die tannies. Okay. Hy het moord gepleeg.
Het jy gehoor, hy het moord gepleeg. Ek dink nie daar is iets erger as om iemand te dood te maak nie. Want my vrou het 'n gesegde gehad, toe ek al leer ken het. Sy het vir my sê, nothing is unfixable except death. Jy kan as jy nou doodgemaak het, jy het hom doodgemaak. Jy kan maar hoe hard probeer. Hy gaan nie terugkom nie. Ek sê altyd vir my kinders as ek kwaad word, ek gaan jou doodmaak. Dan gaan ek jou weer lewendig maak en dan gaan ek jou weer doodmaak net om seker te maak jy het die eerste keer 'n goeie job. Maar jy kan nie, dis ewig, jy kan nie gaan ewig. Enige ander fout wat jy maak, kan jy geen fout regmaak. You can ask God for forgiveness. But if you killed somebody, you killed somebody. So vanoggend wil ek vir jou sê, Jesus wat gekom het om jou te red, is jou Messias. En hy is die gesalfde wat vir jou 'n voorbeeld kom stel van hoe is dit om 'n kind van God te wees. So, en nou wil ek nog hierdie by jou los. Ek het 'n paar goed wat ek nou sê, ek gaan nou hier, ek skiep 'n paar van my goeders. Daar, jy kry 'n aardse koning, somebody is king on earth, soos Queen Elizabeth wat die king was eintlik van Engeland, en dan het daar klomp ander konings, maar kom ons gaan dink gaan. Wat is 'n aardse koning? Wat doen hy? Hy regeer met mag, en hy oorheers die mense. Hy vertel vir hulle presies wat om te doen. Okay? Hoe is God se koningskap? Hy regeer met liefde en in waarheid. Completely different. 'n aardse of 'n wêreldse koning regeer deur sy mense te beskerm met wapens, maar God beskerm ons deur die bloed en die kruis. Klink dit nie beter nie? Die aardse koning is daar om te oordeel. God is daar om mense te red en nuwe lewe te gee. En die laaste ding wat uitstaan is, 'n aardse koning se koninkryk is tydelik, terwyl God se koninkryk forever. Ek het eers dit word ek nie gewerk nie, of ek word as ek die verkeerde ding doen, die hele tyd God kom en hy doen dit in liefde, maak en help hy my. God het klaar die prys betaal, sodat ek gered kan word. Maar die aardse koning, hy gaan nie vir my sê, jop sy kop af of iets, ek weet nie. Maar God het gesê, ek het jou gered, jy is myne. So is jy vir Jesus of teen Jesus? So as jy vir hom is, dan moet jy all in gaan. Dan moet jy alles van jou lewe toewy aan God. Elke probleem is vir God 'n oplossing. Elke hartseer is vir God te oorwin. Want net God kan dit gesond maak. Nie eers ek nie, en ek's oulik hoor. Nie eers ek gaan dit kan regkry om jou hartseer weg te vat. Only God and the Holy Spirit can come and do that. Because that is who God is. He wants to change you. Okay, nou gaan ons 'n bietjie skrif lees. Want ek het gesien, jy het gedink, die pastoor praat net in die general, hy praat met skrif nie. Lukas 4 vers 16. Lukas 4 vers 16, as jy jou Bybel het, kan jy dit gaan lees. Luke 4 vers 16, of jy kan hier agter my kyk, ek het hom. Hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Saterdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee en hy het oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het en aan die amptenare teruggegee het, het hy gaan sit
Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek, vandag is hierdie skrifwoorde wat julle nou net gehoor het, vervul. So wat sê hierdie stukkie vir ons? Eerstens, Jesus het gekom, hy is die gesalfde, en hy het gekom om vir die mense hoop te gee. Because there was no hope. En ons lees in Lukas al, lees ons daarvan, maar dit kom uit Jesaja uit. Ons gaan nou hier, daar so. So wat beteken dit? Daar is vir jou hoop. Maar hoor gou so, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Ek wil eintlik sê, dit het gekom om die evangelie aan almal te verkondig. Onthou, Jesus het vir ons die opdrag gegee om in die wêreld in te gaan om vir almal die evangelie te verkondig. We need to tell everybody about our amazing God. So wanneer jy Jesus in jou hart het, is jy veronderstel om 'n walking Bible te wees. Okay? Want miskien is jy die enigste Bybel wat enige iemand ooit raakloop. Deur jou testimonie van jou lewe wat jy vertel. In hierdie boek All In het ek die mees amazing storie gelees. Die heel begin. Dit gaan oor die ou sê jy moet jou koffin, wat is 'n koffin? Kis, verbrand. Okay? En toe gaan dit, as jy die hele storie lees, dan gaan dit oor, hierdie man was 'n evangelis, en hy het na 'n dorp toe gegaan. En toe hy by die dorp aangekom het, was die dorp donker. En dit beteken nie donker nie, hulle was van die pad af, okay? En in al die tyd wat hy daar geleef het, want al die ouens voor dit wat nou daai plek toe gaan, is almal dood. Hulle is doodgemaak of iets. Maar hierdie ou het so toe gegaan. En toe hy daar is, toe verander hy die dorp. Toe hy nou 20 of 25 jaar dood is, toe staan lig. Dis hoe ek en jy moet wees. Die lewe kan om ons dood wees. Maar as ek en jy, as kind van God, na 'n plek toe gaan, moet daar lig. Because Jesus is the light. And we have the light inside. There's still a light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Ek het nie verder. Kijk, toe vergeet ek. Okay, I'm not very good singer. That's why I'm not in front. Hy het my gestuur om Vrydag vir die gevangenes te gee, uit te roep en herstel van die gesig van blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig, sodat die genade, wat is genade? It's the grace of God. Jesus het gekom om ons te vertel, ons is nou onder sy genade. Maar dit beteken nie, nou kan ek maar aangaan met my wêreldse goedertjies nie. Dit beteken, nou gee ek my oor aan Jesus. God is my priority. So dis hoe ek vanoggend vir jou vra. Hoe is jou lewe op hierdie stadium met Jesus? Wat doen jy vir Jesus? How do you change the people around you that you see? Do you make an impact? Or are you just going with the flow? Jy kan in die wêreld wees en Jesus dien. There's no way. Jy het gesien wat ek wil sê. It's Jesus all the way. Jesus het hierdie vir jou gedoen. Hy het die kruis gekom, sodat jy gered kan wees. Besef jy wat het Jesus vir jou gedoen? Hy het jou vrygemaak. No more bondage, no more nothing. You are a free child of God. So moenie dat die vyand vir jou kom vertel, jy is nog steeds dieselfde mens nie. Want as jy nog dieselfde mens is, beteken jy volg nie vir Jesus nie.
as jy dieselfde bly, as jy in jou hart weet, jy het Jesus aangeneem, is jy veronderstel om verander te wees. Ons is veronderstel om die lewe te wees. Ons is nie veronderstel om die dood te wees nie. Because death, God has no place for it. Daar is geen plek by God vir die dood nie, want hy is die Here. Jesus het die dood oorwin. In 3 dae se tyd het Jesus gefight vir jou en my siele, sodat ons gered kan word. So ons moet all in gaan. So volgende Sondag moet jy die hele kerk volg. En jy die hele week vir iemand vertel, en volgende week iemand sal bring. En dan gaan vra, het jy sal bring? Ek sal maar nie so wees. Ek probeer net vir jou verduidelik hoe belangrik dit is om iemand saam met jou te bring. We need to change this world. Ons kan nie dieselfde mee ingaan soos wat ons aangaan. Wanneer God kom in jou lewe drasties verander, you will be a world changer. Even if it starts in your own family. En weet jy hoe doen jy dit? Jy bid for guidance. As jy vanoggend gou hierso sit met 'n uitdaging, ek het 'n antwoord. Bied uitdaging. Vra vir Jesus, He's the answer to everything you have. Ja, Jesus, ek gaan jou vertrou in hierdie en hierdie, maar nie hierdie nie. Hierdie gaan ek fight. Kry weer. Ek sal jou hier help, maar gaan ek sien hoe ek sal vir jou in daai kant. Because you don't want to listen. Ja, okay, as die eerste oggend op die kamera dan gaan kom die dood kry. Sorry, okay, besef nou eers. Maar dis so lekker, ek preek so lekker. Jesus is die antwoord. Jy glo my nie. Okay. Maak jou Bybel oop in Jesaja 53. Jesaja 53 sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaars was soos 'n loot wat voor die Here uitsprei, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie die skoonheid en pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mens verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei en gestraf is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sondes van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was sy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here, om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bittere lyding sal hy weer die lig sien en sal hy die Here ken.
my dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sondes dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is. Omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir die oortreders gebid het. Ons gaan net so 'n bietjie. Wie van julle voel soms soos 'n misdadiger? Wie van julle voel partykeer jy is nie goed genoeg nie? Wie van julle voel partykeer dat daar iets fout is met jou? Right stuff. Want Jesus is ook daardeur. Hy het ook lyding gehad. Gaan dit goed met jou die hele tyd? As jy het gaan, moet jy my koffietyd wat jy gaan. Word jy nooit siek nie? Is jy altyd 100% gesond? Jesus het gekom vir daai sondes. Jesus het gekom vir jou siekte. Hy het gekom om jou vry te maak. Hy is alles deur. Hy is die onmenslike deur. Weet jy wat se hart sê? Elke persoon wat vir Jesus gevolg het, sy disippels, het jy al gehoor hoe sy dood? Party is onderste gekruisig, party is doodgesteek, party is verskriklike goed. Gestenig met klippe en goedertjies en alles. But yet they follow Jesus. Wat doen ek en jy in vandag se lewe? As dit bietjie moeilik gaan. Dis jy se kom jy lei, sodat jy kan vry wees as jy daar bo kom. So as jy loop die pad van Jesus, gaan jy uitdagings hê. En as jy die uitdaging het, moet jy eintlik sê, "Jippie, kan jy het 'n uitdaging vandag, want Jesus is by my." En hy sê my hart en almal die duiwel is rustig. Ek sê vir hom, "Gaan wys wie's baas." Julle glo my nie. Ja, dis ek wat jy my liefie. Ek sien jou. Jou hierdie is jou. Liefie jou. Maak nie so uitkyk. Die Bybel sê jy gaan deur pyn en lyding gaan nie op aarde. Dit gaan nie maklik wees nie. Maar hou net aan. Be determined to get to the end. En kyk wat gebeur. Hierdie ouens wat nou so lekker hier op die aarde het, hulle gaan nie so lekker daar onder hê nie. Hulle gaan brand. So, hulle sê die average persoon lewe 80 jaar dink ek. En as jy meer as dit, is dit geleende jare. Okay? En ek dink die Bybel sê dit ook. So, 80, you've made it. 81, hey, dis okay. Né? En nog so, vir daai 80 jaar wat jy miskien bietjie 'n paar lydingkies deur is en 'n paar dinge, dis okay. Want God is met jou gewees die hele tyd, hy het jou die hele tyd gehelp. En aan die einde, wanneer die ander nou gaan vuurtjie brand en bietjie seer het, gaan jy kan lag. En dit klink nou erg, maar dis waarna toe jy werk. Jy werk tog om by die hemel uit te kom. Dit moet nie jou goal is hoekom jy werk nie, maar dit moet deel wees van hoekom jy gaan. So hoekom, vra ek julle, vanoggend met my blou oogies, en ek het blou oogies nie geweet het nie, vra ek julle, hoekom is dit so moeilik vir ons om Jesus te volg? Why do we make so many excuses when we know what the truth is?
kan ons nie net vir Jesus volg en doen wat hy ons vra. En hier is die handleiding van wat jy moet doen. Wees lief vir die mense om jou. Vertel hulle van Jesus, moet niks te skaam. Ek kan nie. No, jy kan, because God will give you the boldness to do it. Kyk gou vir my. Ek kan nie voor mense praat nie. Waarom nie? Ek kan nie. Toe Jacques en Charlene my leer ken het, en selfs ek dink my vrou, maar het gewonder, dink sy het al lekker gewonder. Kyk wat doen ek vandag. Because it's not means God. I'm just willing. You must just be willing. He will do the rest. He will give you the words. He will give you everything. But you have to be bold. Jy moet bold wees vir Jesus. Ek dink dis nog meer die tyd dat ons bord daar buite maak van as jy nie vir Jesus ken, jy moet nie doodgaan nie. If you don't know Jesus, don't die. Because you will burn and burn and burn and burn and burn and burn. What's that? It's the truth. If you don't know Jesus, you're dead. Jy's coming. Daar's moeilikheid vir jou. But when I know Jesus, I can live. As jy vanoggend sê jy ken vir Jesus, en as jy nie veronderstel om bang te wees vir die dood nie, want jy weet mos waar jy gaan nie. Ek gaan hemel toe. I'm going to worship God. I'm going to praise Him more and more for everything He has done for me. So ek wil hemel toe gaan. Ek kan nie 'n liedjie van so iets nie, maar ek is eensel. Ons gaan jy in die hemel, dis maar sal met Dawid bly. Ek wil afsluit met hierdie versies. Maar jy is my vet, my hele preek in mekaar. Johannes 20 vers 30. Dit sê, Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek opgeskryf is nie, voor sy disippels gedoen. So, die Bybel, het net sekere goed in, sodat as jy hierdie Bybel lees, sal die Heilige Gees jou oorlewer wat hierin is. So as jy nie geglo het nie, en jy lees die Bybel, gaan die Bybel jou oorleer. Die Heilige Gees wat in jou is, gaan jou oorleer. So, die Bybel gaan nie dik genoeg, of daar gaan nie, hy gaan nie kan alles hanteer, as alles daar moes wees nie. Die liefde nie. Kijk, so, Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in die boek beskryf is, nie voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskryf, sodat jy kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo, in sy naam, die lewe kan hê. Lewe. Dood. Lewe. Dood. Lewe. Ek is die lewe. So I'm going to follow Jesus. So I'm going to change the world day by day. Jy is allemaal dood in die plek. Nee man, ek het in my hart uitgepreek, maar luister jy nog steeds nie. Jy is moet sê, yes, ek saam met jou pastoor, wat gaan jy die dood vallen? I want to change this world. Because there is a better world from on the other side. When I come to Jesus. Ons al bietjie beter.
ek en jy moet so warm wees vir Jesus, dat ons nie op die sitplek kan stil sit nie. Because we want to go and change the world. Ek en jy, ek het 'n droom, gaan jy my vertel. Daar's 'n plek in Australië. Ouma gaan Australië toe vir 'n rukkie, net 'n rukkie, okay. Sy naam is Tasmania. Nou ek weet nie hoekom nie. Dis nog iets wat baie lank in my hart leef. Ek wil Tasmania toe. Ek weet nie wat gaan in Tasmania aan. Ek weet nie. Ek het gaan kyk wat ek vanoggend mal. Ek ken die Tasmanian Devil, het ek al van gehoor in kinderstories. Toe dog ek, is nie so prak. Ek het gaan kyk. So ek gaan Australië toe, Tasmania toe, ek weet nog nie wanneer nie. En dan gaan ek eens met my vrou van die mense vertel van Jesus, okay? We need to have that desire to change the world. Because you are all in for Him. So my gebed en my vraag vir jou vir hierdie week is, gaan uit en vertel vir iemand van Jesus. Gaan hierdie week uit en vertel vir hulle wie Jesus is, wat hy vir hulle gedoen het, dat hy die gesalfde koning van die konings is, en as gevolg van die feit dat hy die gesalfde is ek en jy gered. Ons is vry, want hy volg, ons kan hom volg. En weet julle wat's amazing van Jesus? Hy dwing homself nie op jou en my af nie. Kom ons gaan kyk. Other religions, they have some stuff, eh? There's hectic things that they have to do. To believe. Or believe. God says it's your choice. Dis jou keuse om my te volg. Dis jou keuse om my te gaan en vir mense te vertel. Nie ek gaan vir jou met die hy wil met die kop slaan en dan moet jy gaan nie. Hoop dat ek kom met die kop slaan om te sê, dan gaan jy. But we are free. Did you hear? We are free. It's our choice to follow Jesus. And when we choose to follow Jesus, He will do the rest. Jy moet al in vir hom gaan, dis altyd wat ek kan sê. Jy moet geen doubt hê, geen twyfel van niks oor gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe. Ek dink ek begin al hoe meer besef dat ek en jy so, if your relationship with God is right, you will know. If you know God, He knows you. He will show you the way. Hierdie oggend gaan ons aan die nagmaaltafel sit. When you use the Holy Communion this morning, it's first and foremost because He is your King. He is your Lord and Savior. And you realize you can't go without Him. Maar as jy Jesus volg, niks anders moet eintlik vir ons van waarde wees. Behalwe Jesus. Nie jou grand kar wat jy ry, die grand huis waar jy bly, jou bankbalans nie. It's all about Jesus. Jesus is 'n all-in product. Hy gaan jou nie los nie. Hy sal vir jou sorg, man. Hy sal daar wees vir jou. He will give you joy. Hy gaan alles vir jou regmaak. But you must trust Him. Nie bietjie daar en 'n bietjie daar nie. Alles uit. Hy sal nie spyt wees nie. So ek wil voordat ons nagmaal gebruik. Ek moet musiek speel. Vir jou kom.
As jy vanoggend Jesus kies en in jou lewe het, and you have to make choices at this stage of your life, and you don't know if you're making the right one. Ask God. As dit nodig is dat jy vir God vir 'n teken moet vra, vra hom vir 'n teken. Ons hou ons daarvan om God te challenge. Ek wil sien, am I right? Ek het ook, doen dit ook baie keer. But actually, when you will know because the Holy Spirit will talk to you. And when the Holy Spirit talks to you, you'll stand in faith. So as jy vanoggend hier sit, nou moet jy oop toe maak. I want you to close your eyes. En as jy vanoggend hier is, en jy sê, Here, ek het nodig vir die regte antwoord vandag. Moet ek dit in U hand los? Ek gaan nie weer my eie plan maak nie. Ek gaan nie weer my eie, ek gaan vir Jesus vertrou. Ek gaan die God en koning van die konings vertrou. Die een wat gesterf het en sodat ek gered kan wees. As dit jy is wat vanoggend by daai, ek weet daar's 'n klomp van julle wat vanoggend hier sit wat 'n keuse wil maak. Don't you just want to raise your hand? Wil jy net jou hand opsteek en sê, Here, ek is hier. Ek wil hoor wat U wil doen. Yes. Thank you, Jesus. Thank you for the hands that's going up. Dankie, Here, vir elke hand wat opgaan vanoggend, Here. Nou wil ek hier met die volgende beeld stap neem. Staan op daar waar jy sit. En sê, Here, ek staan op en geloof dat U vir my 'n antwoord gaan gee vanoggend. Ek staan op en geloof dat U weet wat die pad is. Ek staan op en geloof want U is die groot ek is, Here. Ek staan op vanoggend met Here, ek weet nie meer wat nie, maar U weet. Dankie, Here. Ja, Here. Ons kan nie dankie sê. All the honor and praise must come to You, Jesus. Dankie, Jesus. Vanoggend sê jy, terwyl jy daar staan, as Here, U gaan vir my antwoord gee. You will show me the way. You will be the light in my life this morning. You will give me scripture. You will give me something to hold on, so that I know that I'm on the right way. Maar dit is U, Here. Ek kan my eie keuses maak, maar ek kan die verkeerde keuses. I want to listen to the Holy Spirit this morning and just do what You want me to do. Hemelse Vader, ons kom vanoggend in die naam van Jesus, Here. Eerstens, Here, gaan ek oor elke persoon wat staan, sit, Here, pleit ek die bloed van Jesus vanoggend, Here, en ek kom in my instemming met die woord vanoggend, Here, en ek pleit net, Here Jesus, dat U vanoggend die werk sal kon doen, Here, dat U die antwoorde sal gee, Here, dat hulle ore sal oopmaak om te hoor wat U vir hulle wil sê, Here, because You are Jesus. The one that came and saved us, but You're also the Messiah, the chosen one. You are the great I am, Jesus. En as gevolg van dit, sal ek vanoggend luister. Here, ek wil hierdie vanoggend vra dat U net sal antwoorde kom gee, Here, dat U hulle dit sal wys, Here, wat die regte besluit is, wat die regte keuse is, wat die regte doen is, Here, sonder U is ons niks vanoggend nie, Jesus. Ons het U nodig. You can't do it on your own. You just need Jesus. Because Jesus loves you. Jesus sees your heart this morning. He knows you are struggling with something. You need answers. He says, I am here for you. Open your ears. Dankie, Here, dat ons vanoggend op die woord kan staan maak, dat U vanoggend 'n wonderwerk sal doen, Jesus. Here, dankie vir die antwoorde wat U gaan stuur vir ons mense. Here, wanneer ons vanoggend hier sit en ons het hartseer in ons hart, Here, You will heal the broken-hearted this morning. You will give a new way, because it's the Jesus way. Here, ek kom net vanoggend en ek vra, Here Jesus,
Ek gaan net so aan elkeen van julle raak, en ek wil net, vanoggend is dit nie ek nie, dis net God. Ek wil net jy moet so by jou kom staan. En jy moet net weet, Jesus is hier. Hy sien jou raak vanoggend. Hy ken jou hart. Hy weet wie jy is. Dankie Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wisdom in Jesus' name. That's all I pray for this morning. Wisdom in the name of Jesus. Jesus. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie vir dit wat U doen Here Jesus. Dankie dat U vanoggend kom werk in elke persoon se hart en lewe. Dankie Here. U is 'n wonderbare God vanoggend. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's all about you, Jesus. Thank you, Jesus. Heilige Gees, U is so welkom vanoggend. U is so welkom om net vanoggend te kom oorneem, Heer Jesus. Words of wisdom. Dankie, Here. Toe Jesus op die kruis gehang het, voor hy sy laaste asem uitgeblaas het, hy gesê, it is finished. So this morning in your life, it is finished, because Jesus is alive. Amen. So vanoggend as jy die broodjie gebruik, die sap gebruik, besef net, glo dit, dis klaar, want Jesus het klaar gedoen op die kruis. Amen. Ons Vader, baie dankie vir die liefde en die genade. Here, dankie dat ons vanoggend in die teenwoordigheid kan kom. Dankie dat ons aan die nagmaaltafel kan kom sit en weet wat U vir ons gedoen het. By your stripes we are healed. By your stripes we have victory. And by your stripes we know that you are the great I am. En Here Jesus, ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ek weet dat U is die groot ek is. U is die een wat wonders doen en tekens doen. U is die God van die onmoontlike vanoggend. En ek bid en ek vertrou dat U dit sal doen vir elke persoon vanoggend.